Goeiemôre almal. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag sover en 'n wonderlike Sabbat en dat dinge goed gaan. Daar uitsien na die wonderlike les wat die Here vir ons voorberei het vandag. En ons gaan sommer dan voort en ons sien dat die Here hierdie kwartaal vir ons Sabbatskollege het wat praat van Jesus en die vlees. In die laaste ruk het ons verskillende aspekte van Jesus se lewe bespreek van sy geboorte af. Ook nie net sy geboorte nie, maar waar hy ook 'n boodskap vir ons is dat hy goeie normale en slegte mense gekies het om mense wat, as ek sê slegte, bedoel ek eintlik mense wat foute gemaak het in hulle lewe, net soos ons, om sy voorvaders te wees daarso in die Januarse gedeelte. Hulle het afgewag vir die verlosser, nee, en wag ons ook af vir die verlosser, wag ons ook vir hom, terwyl hy daarso is. Ook daarbey kan ons sien ons ook dat dit so is dat wanneer kom by die ster, kyk ons uit vir die tekens wanneer Jesus sal kom. En is gereed daarvoor. Dan daar 6 Februarie het ons gesien dat Jesus, alhoewel hy groot geword het, het hy sy God eers gevolg en daarna sy ouers, en hy altyd getrou was aan sy goeie seun wees, hy het nooit gesondig nie, dat hy enig in sy soort was, en hierdie week is ons les daar staan geskrywe. Kom ons bid. Onse liefdevolle hemelse Vader, Here, baie dankie vir u liefde en die genade en dat u altyd met ons wees. Here, dankie dat u die wonderlike Sabbatskollesse vir ons gee om ons te lei in ons lewe, om ons meer van u te leer. Here, ons wil so graag meer en meer en meer van u hoor. En wanneer ons hierdie lesse leer, dan besef ons dit is waarhede wat so skaars is. Alles is so skaars, ons weet nie wat ons kan vertrou in hierdie wêreld nie, wanneer of dit op Google, waar ook al dit is, as ons op die internet kyk, of as ons mense vra, elkeen het sy eie opinie. Here, wat is waarheid? En u het gesê, u woord is waarheid. Dankie dat ons op u kan vertrou. Dankie vir u liefde en u genade. In Jesus se naam, amen. Goed, so beweeg ons voort, en kyk ons na ons gedeelte uit die 70 Adventiste glo handleiding. En hierdie gedeelte wat daarvan spreek is die Heilige Gees. So die Heilige Gees, daarby sê dit vir ons daarin, dat God is die ewige Gees wat is aktief by die Vader en die Seun en in die skepping. Inkarnasie en verlossing. Inkarnasie dis 'n anglisisme, dis 'n Engels woord wat Afrikaans gemaak is, maar dit is toe Jesus God die Seun gebore is in Jesus, en hy ook in die verlossing is die Heilige Gees daar betrokke. Hy is net soveel 'n persoon as die Vader en die Seun. So die Heilige Gees, moet jy dink dat hy Gees is en net 'n asem is, of so nie, hy kan hartseer word, nie, daarop weet ons hy is, en ons kan hom bedroef, daarop weet ons, daar is God die Vader, God die Gees en God die Heilige Seun. Daar staan dan geskrywe, hy het die skrywers van die skrif geïnspireer. Hy het Christus se lewe met krag gevul. Hy trek en oortuig mense. En diegene wat reageer, vernuwe en verander na die beeld van God. So die Heilige Gees is belangrik in ons lewe, nee. Gestuur deur die Vader en die Seun om altyd by sy kinders te wees. Skenk hy geestelike gawes aan die kerk, bemagtig dit om van Christus te getuig
en in harmonie met die skrif lei dit in die hele waarheid in. So hierso is doele van die Heilige Gees. Die Heilige Gees lei ons in die hele waarheid in. Want die Heilige Gees het die mense geïnspireer, nê? So hy, God die Seun en God die Vader, daar het die Heilige Gees gestuur. Onthou Jesus het gesê toe hy weggaan het, sê hy die trooster moet kom. Die Heilige Gees word die trooster genoem. So hy het die mense geïnspireer ook om die skrif te skryf en hy vul ons lewens met krag, net soos wat hy Christus se lewe gehuldig het. Hy oortuig mense en verander hulle aan die beeld van God as hulle sou toelaat. Die Heilige Gees forceer niemand nie. En hy skenk geestelike gawes. En hieronder kan ons verskillende verse sien in waar ons dit kan opkyk oor die Heilige Gees. Ons kan sien hoe die Heilige Gees reageer, wat hierdie doele is van die Heilige Gees. So daar is die bewyse hieronder as jy onseker is oor enige iets hierso bo. Dan ons sleutelteks vir vandag sê, en die Gees het vol, Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af. Dis nou nadat hy gedoop is, nê? En is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. En hy het niks geëet in die dae nie, en toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Ons skriflesing kom altyd, ons het twee gedeeltes wat ons na kyk. Eerste, altyd die Bybel, kom uit Matteus 4 vers 1 tot 11, en Markus 1 vers 12 tot 13, en Lukas 4 vers 1 tot 13 kom met die verhaal voor. En uit Koning van die Eeue is ons kommentaar, ook soos ons op die WhatsApp groepie stuur, Humble Hero, is ons gedeelte, kom die kommentaar daarvoor, moet dit nie misloop nie, lees al twee, altyd. Dan daarby, kyk ons na ons vleeslike gedeelte, dit sê hierso, baie beweer dat dit vir Christus onmoontlik was om versoeking oorwin te word, dan kon hy nie in Adam se posisie geplaas word nie. Jy sien wat gebeur met Christus wanneer hy daarby kom, is Adam was nie gebore in 'n posisie waar hy sonde kon weerstaan. Maar Jesus is jare later gebore. Adam was mooi groot en sterk, baie groter as ons, baie sterker as ons was Adam gewees. Jesus in daai tyd, in daai jare, net soveel jaar terug, het Jesus dieselfde uitdagings gehad as wat ons gehad, nie dieselfde uitdagings wat Adam gehad het nie, sodat hy ons met hom kan vereenselwig. Hy kon nie die oorwinning behaal wat Adam kon behaal nie. As ons enigstens in meer beproefde konflik het as wat Christus sou gehad het, sou hy ons nie kon help nie. Maar ons verlosser het die mens met al sy laste aangeneem, het die natuur van die mens aangeneem met die moontlikheid om aan versoeking toe te gee. Ons het niks om te dra wat hy nie verduur het nie. So Jesus was ten volle mens en ten volle God, maar hy het sy godheid neergelê toe hy aarde gekom het. Hy het honger geword. Hy was versoek op verskillende maniere. So. Het julle geweet dat God voorsiening gemaak het vir elke Christen om versoeking te oorkom deur die krag van sy Heilige Gees? Dit beteken dat ons, wanneer dit ook al kom by versoeking, dat ons dit kan oorkom. Met ander woorde, ons kan dit wen. Hoe weet ons dit? Jesus het dit oorwin, en hy het uiteindelik sal ons lees wat met hom gebeur het. Hoe kan julle onthou van Daniël in die leeukuil? Hoe was dit 'n versoeking geweest toe hy in die leeukuil geval het? Het hy op God vertrou? Wat het Daniël gedoen ook? En wie sou Sadrag, Mesach en Abednego wat die Here gevolg het, nê? So tussen daarin het hulle die Here gevolg tot in die vuuroond, Daniël die Here gevolg tot in die leeukuil, Jesus die Here gevolg tot aan die kruis en vir ewig. Nee, so sê dit, wat gebeur as mens versoeking oorkom? Dit sê, daarna het die duiwel hom laat staan, en daar het engele gekom om hom te dien. In
Matteus 4 vers 11. Die duiwel laat staan, daar staan, onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Goeie nuus, nê? Goeie nuus. As ons die duiwel weerstaan, sal hy wegvlug. Ons sal nie altyd in die versoeking bly heeltyd nie. Maar nou kry mens baie keer versoekings. Watter versoekings het julle in julle lewens? Wat maak 'n mens nou? Dit sê hierso, geen versoeking in 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe die menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. So as ons hierna kyk, sien ons daar dat God sê dat as ons versoek word op een of ander manier, met ander woorde, as daar iets is wat ons wil doen, wat ons nie moet doen nie, of laat ek dit anders opstel, iets wat ons nie wil doen nie, maar dit lyk asof ons sukkel om dit nie te doen nie. Weet ons kan dit doen met die krag van God. Maar hy sal saam in die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal verdra. Sien julle wat staan daar? Verdra. Dit beteken, daar sal nie altyd nie goeders met ons gebeur nie, of nie versoeking kry nie, maar ons sal dit kan verdra. Die Here sal saam met ons wees. En die wonderlike ding, hy sê hy sal ook die uitkoms gee. Almal wat Christus volg, sal situasies beleef wat hulle getrouheid aan God sal toets. Dit is hierdie oomblikke dat ons geloof in God kan uitoefen en heeltemal kan vertrou op sy krag om ons te verlos. Ons moet net bemoedig word deur die belofte dat 'n uitkoms vir ons gemaak word om oorwinnend te wees. So wanneer daar moeilike tye is, wanneer daar moeilike dinge kom, kan ons weet daarin dat die Here, soos dit hierso sê, dat die Here nie dit veroorsaak nie, maar dat hy ons sterk maak. Dat ons geloof getoets word. Hoe word 'n mens beter in iets? Word 'n mens beter in iets deur aan te hou probeer, deur baie keer nie reg te kom daarmee nie, en aan te hou probeer en te oefen. Spiere word sterker, wanneer 'n atleet oefen, word spiere sterker deur dit te gebruik, en te oefen. Mense wat beter wil word in wiskunde, oefen baie wiskunde. Mense wat beter wil word in 'n kompetisie, oefen dit baie. Mense wat wil beter word in sang, oefen dit baie. Hoe ook al so het ons oefening nodig. En wanneer versoekings kom, word dit gebruik as oefening vir ons geloof. En wat staan hierso ook dan daarby? Hier staan en ons heeltemal kan vertrou op sy krag om ons te verlos. So ons is nie alleen nie, ons vertrou op God. En ons moet weet daar uitkoms vir ons gemaak vir word, soos dit sê hierso onder. God sal ook die uitkoms gee wanneer daar versoeking kom. So toe Jesus daarso op 'n stadium was, het die duiwel hom mooi duiwel gaan hy na die woestyn toe en die duiwel versoek hom. En die duiwel kom altyd voor. As 'n duiwel, sal iemand daarvan by hom wees as hy op 'n slegte manier lyk? Nee, hy kom altyd mooi en baie voor. Maar uiteindelik kom sy ware kleure uit wanneer dit kom by versoeking. Jesus het die woorde, daar is geskrywe, altyd gebruik. Dit sê, Jesus het elkeen van Satan se versoekings ontmoet met 'n duidelike, dit is geskrywe. Dit beklemtoon die belangrikheid van God se woord in ons dag tot dag stryd met Satan. So hierdie wonderlike woord het krag. Die Bybel wat ons het krag om ons te beskerm. Dit is 'n magtige swaard in ons hand. Jesus het Satan oorwin omdat hy die geskrifte van die profete bestudeer het. As jy dit bestudeer, het hy dit net gelees? Nee, hy het dit bestudeer, wat vir hom beskikbaar was. Jesus was 'n gedissiplineerde volgeling van God. Hy het gebid, hy het gestudeer en
Hy het gevas. Laasgenoemde was vir sy voorbereiding vir hierdie oomblik van beproewing. Ons kan deur die Heilige Gees enige versoeking oorwin, net soos Jesus dit gedoen het. So hier's 'n paar aspekte wat ons nou gaan kyk wat Jesus gebruik het om versoekings te oorkom. En hierdie woord, hierdie wonderlike woord wat hy in sy gedagte het. Onthou julle wat ons gesê het vroeër toe ons gepraat het van die seun wat elke in ons voorprogram, die seun wat elke dag of elke Sabbat Bybelversie gememoriseer het. So ook moet ons Bybelversies memoriseer soos wat ons aangaan. So ons hierdie woord kan gebruik en kan sê daar is geskrywe. Maar goed, waaroor gaan die verhaal nou eintlik? Kom ons lees dit. Julle kan julle Bybels oopmaak daar, net halt die of stop vir 'n oomblik of so, tot julle daarby gekom het, dan lees ons die verhaal saam. Dit kom daar uit Lukas 4 vers 1 tot 19 in die Afrikaans. Dit sê: En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af nadat hy gedoop is, né? En is deur die Gees in die woestyn gelei. Wie het hom gelei? Die Gees. Hy het die Heilige Gees gevolg en geluister vir hom. Waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. En hy het niks geëet in die dae nie. Met ander woorde, hy het gevas. En toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Toe sê die duiwel vir hom: As u die seun van God is, sê vir hierdie klippe dat hulle brood moet word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom: Daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd. En die duiwel sê vir hom: Ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. As u my kom aanbid, sal alles aan u behoort. En Jesus antwoord en sê vir hom: Gaan weg agter my, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom moet jy alleen dien. Toe bring hy hom na Jerusalem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom: As u die seun van God is, werp jouself hiervandaan neer, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u self hiervandaan neer. Want daar is geskrywe ook so. Daar is gesê jy mag die Here jou God nie versoek nie. En toe die duiwel elke versoeking geëindig het hy 'n tyd lank van hom gewyk. Jy sien die duiwel stop uiteindelik. En Jesus het in die krag en die gees na Galilea teruggekeer. En daar het hy het 'n gerig aangaande hom deur die hele omtrek uitgegaan. En hy het hulle in die sinagoges geleer en deur almal geprys. Toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was. En soos hy gewoon het, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom geoorhandig. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar daar geskrywe is: Die Gees van die Here is op my. Het julle gesien die Gees het hom hier gelei? En hier sê dit: Die Gees van die Here is op my, hoofletter, dis Jesus, nê, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart en gees is, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, aan die blindes te herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Wat 'n wonderlike verhaal. Hierdie gedeelte is die versoeking van Jesus. So, hier's baie interessant. Uit die verhaal vra, waarom is Jesus so belangrike tydstip op sy aardse lewe deur Satan versoek? Direk na sy doop. Jesus is net gedoop. Baie interessant wanneer ons in ons lewens gedoop is in ons hart aan die Here gee en vars en nuut is, nee, wil Satan ons sommer dadelik aanval. Nee. So as ons gedoop is en versoekings kom na ons pad toe, moet ons nie mismoedig raak nie.
Jesus is ook versoek direk na sy doop. En voordat hy met sy openbaring begin het. So dit was 'n toets ook vir hom, 'n toets van geloof. 'n Toets van geloof waar hy gaan en hy word nie net voordat hy bedien word getoets nie. Maar ook om te sien, so wanneer ons getoets word in daardie tyd, wanneer dit moeilik gaan, wanneer ons net gedoop is of so, moet ons weet dat dit sien as 'n bewys vir ons. Hoe reageer ons gedurende hierdie versoeking wat kom? Ons kyk dan ook daarna. Dit sê hierso, lees Genesis 3 vers 6. Watter 3 maniere het Satan gebruik om Eva in die tuin van Eden te versoek? Julle kan hierdie halt in Genesis 3 vers 6 gaan lees. Ook lees Matteus 4 vers 3 tot 10. Wat was soortgelyk in die versoeking van Jesus en die versoeking van Eva? So wat was dieselfde? Eva is versoek by die boom, onthou julle? En Jesus is versoek in die woestyn. Dit sê ook, lees 1 Johannes 2 vers 16. Op watter maniere is die versoekings wat ons vandag in die gesig staar, soortgelyk aan die wat Jesus oorwin het? Hoe kan ons Jesus voorbeeld volg? Wat was die bron van krag van Jesus toe hy versoek is? En hoe het hy versoeking weerstaan? En laastens vra dit, hoe gebruik jy die Bybel as 'n kragbron as versoeking kom? Watter spesifieke Bybelbeloftes ken jy wat jou help om nee te sê as jy versoek word? Kan jy sê daar staan geskrywe? Jy wil daar seker so baie versoekings wat nou aan mense toe kom. Ek wonder of ons ook nog uitkyk wanneer dit kom by versoekings. Uitkyk vir tye wanneer dit moeilik gaan, wanneer daar verskillende dinge gebeur en mense raak seker maar net gewoond aan verskillende tye wat daar nie net versoeking na hulle toe kom nie, maar dat dit amper alledaags is. Maar as 'n Christen moet ons uitkyk daarvoor en ons moet reg wees daarvoor. Kom ons kyk wat sê dit. Wat se tipe versoekings daarby? Hierbo, nee. Watter tipe versoekings stel het julle? Ek wonder. Wat se versoekings? Ek kan nie hoor nie. Sê net weer. Goed. Dit sê so, kyk, wat dink jy? Kyk net onderstaande lys van die 5 beste versoekings wat volgens u die meeste tieners sal probeer oorkom. Is dit dalk om klere te koop wat jy nie nodig het nie? Is dit dalk om tyd te los met nuttelose aktiwiteite op internet? Soos van die ure en ure op die internet en jy bereik niks daardeur nie. Is dit om gemorskos te eet of om te lieg vir jou ouers, om te uitstel, jou huiswerk uit te stel of dit nie te doen nie, of om te bedrieg op 'n toets op skool of te skinder of slegte verhale van ander persone te versprei of enigiets anders. Versoekings omdat dit kom na enigiemand toe. Dit beteken noodwendig mens doen dit nie. Dit beteken net dat ons lewe in 'n wêreld waar versoeking sal kom daarbey. En wat hiervan, watter ander versoekings het 'n mens dalk? Kan dit dalk wees dat daar dalk dinge is soos rook of alkohol wat iemand net toe kom en sê, wil jy nie ietsie drink of ietsie neem nie? Of ag, ek het nie lus om my huiswerk te doen nie. Kyk ons dalk verkeerde films met verkeerde dinge in, of het ons verkeerde klere drag wat nie goed is nie. Dalk het ons slegte taal is dalk 'n versoeking wanneer ons toe kom as vriende het wat so praat of verkeerde dinge sê. Hoe praat ons vir die Here? Of word ons dalk versoek om ons Christelike beginsels op te gee en dit wat ons glo? Is daar baie keer erge dinge soos selfmoord, word versoek oor selfmoord? Dit is ook 'n versoeking, nie alleen wat die duiwel ons vertel dat daar nie 'n doel is in die lewe nie. En die Here het juis gekom om vir ons te sterf want hy is so lief vir ons. En hy het 'n doel vir alles wanneer dit daarby kom. Daar is 'n goeie uiteinde
Is dit dalk om Sabbat dinge te doen wat ons nie veronderstel is om te doen nie? Dalk in plaas van om Sabbat te hou om na 'n partytjie toe gaan of eerder by vriende te spandeer of om kerk te mis of verkeerde musiek te hê of te skinder of op 'n toets te kroek of om iets te steel. Dit sê vir ons hierso in 1 Johannes 2 vers 6 gaan ons nou kyk van alles wat in die wêreld is. Die begeerlikhede van die vlees, die begeerlikhede van die oë en die grootsheid van die lewe is nie die Vader nie, maar is uit die wêreld. Hierdie is iets groots wat versoeking staan en ons kan dit teenstaan deur te sien wat staan in die Bybel. Maar kom ons verduidelik 'n bietjie beter hierso. Goed. So daarin het ons hierdie gedeelte wat ons nou kan kyk. Wat is die verskil of die ooreenkoms wanneer dit kom by Jesus en Eva se versoeking? Eerstens was Eva daar. En Satan probeer om twyfel te saai in ons lewens, nê. Hy sê vir ons, het God regtig gesê dat julle nie van hierdie vrugte moet eet nie? Daar. Natuurlik het God dit gesê, nê. En hy probeer twyfel saai by Eva. En wat doen Eva? Eva het gestap eers, sy was eers daar so ver van die boom af en sy stap naby, nê. Kom ons kyk na een spesifieke aspek hier, wat sê dit in Psalm 1 vers 1 en 2, sê dit, gelukkig of welgeluksalig is die man wat nie wandel. Kom ons kyk wat doen hierdie man. Hy wandel. Wandel beteken loop, nê. Loop. Stel julle voor iemand wat loop, Eva wat loop, nê. Wandel in die raad van die goddelose, nê. En nie staan. As jy nou gaan staan, as jy eers geloop het verby iemand, is dit een ding. As jy nou gaan staan by hulle, nê, dan staan jy mos nou stil, nou is jy geïnteresseerd op die weg van die sondaars nie, en nie sit in die kring van die spotters nie. Kyk, dit is nou drie maniere hoe ons in die moeilikheid kom, nê. Maar sy behae is in die wet van die Here. Vir hierdie spesifieke man, kyk na wat die woord van die Here sê, nê, en hy gebruik dit. En hy oordink sy wet dag en nag. En hy kyk of dinge goed of reg is. En hy gebruik die woord van die Here. Met ander woorde, die Bybel, nê, gebruik hy. En hy dink daaraan, is dit goed of is dit sleg? Goed, so hierso is stap, hier is staan, en hier is sit. Dis drie interessante gedeeltes van hoe mens val binne in versoeking. Kom ons kyk wat met Eva gebeur. Eva is daar en sy is ver weg van die boom af en sy stap daar, besluit om selfs naby die boom iewers rond te stap. En wat sien sy? Sy sê, hierdie lyk 'n interessante boom. Ek gaan naby aan die boom. Het sy gewandel daar naby? Ja, sy het daar gewandel. En op 'n stadium gaan sy nader en sy loop reguit daarna toe. Ek wonder of sy 'n paar kere daar verbygestap het en dan kyk sy met begeerlike oë. So sy kyk daarna, die Bybel sê in die wet van die Here, moenie begeer nie, nê. Stap hy verby en kyk daarna sê, ek wonder hoe smaak hierdie boom. Ek wonder hoe lekker is dit. En tussen dit stap sy elke keer daar verby. Nee. Sy dink heeltyd baie daaraan. Toe stap sy nader en sy kom daarso nader aan die boom. Sy staan by die boom, nee. Dis nou gevaarlik. Nou stap sy nie net verby nie en sy staan by die boom. Nee, gaan sy gelukkig wees? Dit sê net die mense is gelukkig wat nie hierdie dinge doen nie. Nee. Terwyl sy daar by die boom staan, uiteindelik, sy het nou wel moontlik nie gesit nie, maar die idee van sit beteken dat jy daar bly. Sy bly sommer so daar en terwyl sy daar kom, sy sê, en skielik ontwikkel sy 'n begeerte. Nee, 'n begeerte. Sy word dalk honger, haar tonge dalk lekker gewater en gedink, ek wonder hoe smaak hierdie vrug. Smaak hy dalk heel anders en hy dalk moet ek van hom eet. En die Satan begin met haar praat daarso en die versoeking was daar van die begin af. Nee. En sy gaan nader en uiteindelik
gaan doen sy dit en sy kom in hierdie sitperiode, hierdie plek waar sy daar gaan bly en sy dink, want wat sê Satan vir haar? Satan sê vir haar, God wil nie hê julle moet van die boom eet nie, want as julle van hierdie spesifieke boom eet, gaan julle net word soos God. En sy dink, dalk wil God nie. En hier kry Satan haar om God te wantrou, om net uit te kyk vir haarself, nie? Want sy het gedink, ek gaan iets beter sê, net deur soos God te word, en hoe sal dit wees? Interessant genoeg sê dit in die gees van profesie, dat hulle gewaarsku is voor die tyd, dat dit gaan gebeur. So Eva het geweet wat sy besig was om te doen. Daarby Adam ook uiteindelik. En so daar is sy gevang deur 3 dinge, deur te wandel, daar naby en versoek te word, nie om weg te hardloop en weg te bly van die boom af nie, maar naby dit rond te loop, om te gaan staan daar en nader te kom en met die slang te praat daarso, en te basies daar te bly of te sit, stel dit voor, nie. Het sy gedink wat die Here gesê het, of het sy gedink wat Satan gesê het? Het sy gehoor wat Satan gesê het, maar God wil nie, julle sal soos God word as julle van hierdie vrugte eet. Het sy geluister wat die Here gesê het in sy woord, oordink, het sy die wet geoordink dag of nag, of het sy geluister wat Satan gesê, wie het sy gehoorsaam? En dis hoekom ons in sonde geval het. Goed, so vind ons ook in die verhaal wat ons leer van Jesus. Net voor dit was Jesus in die gedoop en God het vir hom gesê, dit is my geliefde seun, met 'n stem uit die hemel uit, en wie ek welbehae het. Vir die week se les het God gesê. En dit was nog vars in Jesus se gedagtes, so aan. En hier probeer Satan dadelik aanval, en hy saai twyfel, net soos hy met Eva twyfel gesaai het. Sy sê, as hy die seun van God is, sê hy hierso. En hierso is 'n prentjie, julle kan seker nou nie so mooi sien nie, van die klippe wat daar moontlik gelê het. En die versoeker het aan hom gekom en gesê, as jy die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. So dat hulle brode moet word hierso by. En Jesus het moontlik met die oë gekyk, En Satan het hom probeer mislei deur die oë, en hy het hierdie klippe gesien en sien, hoe hulle brode kan word, Was Jesus honger? Ja, hy het vir 40 dae en 40 nagte gevas. So Satan by dit uit. Hy kyk na die dinge hoe mens gevang word. Jy word gevang deur jou oë en jou tong. Hierso is jou tong, jong. Een of ander begeerlikhede ding, begeerlike gedeelte van die vlees. Wat sê dit hierso? Alles wat in die wêreld is die begeerlikheid van die vlees, sê dit hierso. So hierso is mense lyf, hierso lus gewees van Eva se tong, en hierso Jesus ook spesifiek in sy tong, Maar wat het Jesus gedoen? Het hy gesê, ja, ek gaan van die brood, ek vra vir die Here om vir my brood te maak daarso. Het hy, en baie keer as ons in moeilike tye kom, wanneer daar tye is wat ons voel wat ons nodig het, vertrou ons op God? Of sê ons, is dit hierdie tipe dinge wat Satan vir Jesus gevra het? Is hy die seun van God? Jy het God vir hom gesê voorheen, hy is die seun van God. Maar hy probeer twyfel en hom trek. En hy vra dan, hoekom ly jy dan honger? As jy die seun van God is, hoekom ly jy dan honger? So vandag as Christene vra die Here, hoekom is Satan, hy probeer ons heeltemal partykeer verlei, en hy sê, as jy 'n Christen is, hoekom gebeur hierdie dinge met jou? Hoekom sukkel jy dan in sekere omstandighede? En ons vertrou die Here altyd. Wat kon Sadrag, Mesach, Abednego gevra het? As ons Christene is, hoekom word ons nie vuur ingegooi? As ons God volg, sê Daniel, hoekom word ons in die leeukuil gegooi? Gaan daar moontlike nood wees wat Satan uitbuit? Ja, daar gaan daar wees. Maar dit sê, maar hy antwoord, wat sê Jesus? Daar is geskrywe, 'n mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Met ander woorde, ek gaan gehoorsaam wees in wat die Here gesê het. Ek het gevas en gebid en die Heilige Gees het my gelei, en ek gaan vas en bid terwyl ek voorberei vir
het julle geweet, hierdie was die begin van Jesus se werke wat hy begin doen het, nee, vandat hy begin werk het, dit was hierdie voorbereidingstyd. So hy was, alhoewel hy honger was, nee, omdat hy gevas en bid en die Heilige Gees gevolg het, is hy sterk gewees. Op die tweede kant, nee, probeer Satan weer vir Jesus moet lei. En daar hy sê ook hierso dan tussenin, hierso, skies by die tweede kant, hy vat hom na 'n bergtop toe en hy sê daarso, "Sjoe, al hierdie volke, as u my val en voor my neerval, hierso, in Matteus 4 vers 9, sê dit nie, ek wil net skies hierso deurgaan. Eers Matteus 4 vers 6, neem hy hom na die tempel toe en hy sê hierso, probeer hy sy twyfel saai weer. Nee, wat doen Satan? Satan sê, as jy 'n Christen is, hoekom gebeur hierdie dinge? Kom ons kyk wat hierso sê. As jy die seun van God is, werp jouself af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee om ander en hulle sal op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip sal stamp nie. Matteus 4 vers 6 staan dit. Met ander woorde, bewys dit. Bewys dit. As u die seun van God is, bewys dit, nee. En het mens nodig om vir ander mense te bewys dat die Here in mense hart werk? Nee, ons het nie vir Satan of enigiemand te bewys nie. Dit is ons eie persoonlike saak. Dan oor die vraag wat hy vra, is hy regtig die seun van God? Sal hy beskerm? Bewys dit. So wanneer ons deur moeilike tye kom, gaan Satan ons allerhande goeders ook vra. Hy gaan vra, is jy regtig 'n Christen? Sal God jou beskerm? En as jy 'n moeilike tye, wat het daar gebeur met Sadrag, Mesach, Abednego ook? Hulle het in die vuuroond gegaan en God het hulle beskerm daarin ook. En hulle het gesê, selfs al red God ons nie, sal ons hom nog steeds dien. Dis vaste geloof julle. So ons moet vaste geloof hê in die Here. Nou wat, in vergelyking met Eva, was daar die vrug wat lekker gelyk het om so iets. Wat is daar van die begeerlike gedeelte? Jy weet, Jesus, Satan kon moontlik vir Jesus gesê het, of soos wat hy met Jesus gepraat het, daarop gesê dat hy sal hierso, God sal hom beskerm. Met ander woorde, hy hoef dalk nie deur die kruisdood te gaan in hierdie stadium nie. Hy kan, wanneer daarby kom, kan hy daai hele ding vryspring. Nee, God sal hom beskerm van al hierdie dinge. En daar sal God u beskerm. Nee, Jesus het geweet dat hy deur hierdie dinge moes gaan en hy gehoorsaam moet wees vir God. So wanneer ons deur moeilike tye baie keer gaan, dan weet ons, as ons die Here gevra het in die oggende om ons te beskerm, as ons hom volg soos ons moet, en daar gebeur nie goeie goeders met ons nie, dan kan ons vashou en weet dat hy sê hy is lief vir ons en daar's 'n doel vir alles. Jesus sê toe ook vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Het Jesus geval daarin? Nee, hy het nie. Derdens dan, waar Satan het hy gesê, sommer kom hy het reguit na hy toe, en hy sê, al hierdie dinge, hy vat vir Jesus daar op 'n bergtop, en hulle kyk so uit na hierdie verskillende, wonderlike stede, en dit wat daar is, en hy sê, dis nogal syne, hy sê nie, God het alles gemaak, maar hy sê, dis syne, al hierdie dinge sal ek aan u gee, die Satan sê dit vir God, as u neerval en my aanbid, hierso vra hy sommer direk, as ek sal jou goed, wat sê hy eintlik? Sal hy God verwerp as ek hierdie wêreld gee? Nee, is daar so baie mense wat sê, ag weet jy, dis is lekkerder om dinge van die wêreld te doen. Nee, dis lekker om verkeerde dinge te doen, nee, of om te doen wat ook al ek wil, sodat ek myself kan gelukkig maak. Eintlik doen ons wat die Satan wil hê ons moet doen, nee. En hy vra baie mense om God sommer net te verwerp en te sê, ek sal dit vir jou gee. Ek sal 'n beter lewe vir jou gee. God se 10 gebooie, nee, is daar om ons te beskerm. Maar die Satan se 10 gebooie is sê daarby, doen wat jy wil, nee.
eintlik doen mens wat hy wil. En daarbey moontlik die aantreklikheid daarvan het gesê, wel, jy kan die kruisdood vryspring en jy kan koning word en al die mense red, asof hy die duiwel kan vertrou en ooit kon vertrou het, nee. Jesus is God. Hy het alles gemaak. God het alles gemaak. God het selfs vir Satan gemaak, nee. Hoe kan hy nou neerval voor Satan? Hoe absurd is dit? Nee. Maar nog steeds probeer hy hard om Jesus te verlei, om te sê, ek sal al hierdie goeders vir jou gee. Jesus, jy hoef nie deur die kruisdood te gaan nie, lieg hy. Jesus, om die mense te kan red, nee, sal ek al hierdie goeders vir hulle gee, en u kan hulle op daai manier red. Nee, is dit iets wat Jesus graag wou gehad het, om nie seer te kry nie, en om koning te wees, en ons te red? Dis die hoofrede hoekom hy aarde toe gekom het, nee. Satan sê hy sal dit vir hom gee, maar nee, Jesus weet en hy ken vir Satan, en hy kan ons nou nie ooit neerbuig voor iemand nie, want hy is God. Hy is God en hy weet wat die beste is, nie Satan nie. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg van my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy alleen bid en hom dien. So wanneer ons as Christene ook in hierdie situasie kom, wanneer dit vir ons gevra word, is God lief vir jou? Is jy 'n kind van God? Is jy 'n Christen? Nee. Ag, moenie bekommerd wees nie. Die Satan se dinge is baie beter. Nee. Mag ons soos Jesus maak en weet God se pad is beter en sê gaan weg Satan. Nou dit klink nie asof 'n mens so iets sal doen nie. Nee. Sal 'n mens? Is dit iets wat 'n mens sal doen? Snaaks. Maar as jy dink aan 'n klein dingetjie, byvoorbeeld as dit kom by een van die iets doen wat mense nie veronderstel is moet doen nie, om 'n wit leentjie te vertel. As jy dink 'n wit leentjie en sê, "Wow, die wit leentjie gaan my uit die moeilikheid kry by die skool of waar ook al ek is." Nee. Gaan ek luister wat God sê of gaan ek luister wat Satan sê? Gaan ek sê jy mag nie valse getuienis lewer nie. Daar ons dink ons die wet dag en nag. Nee, en ons sê, Here help my. Die versoeking sal kom. Glo my, die versoeking sal kom. Gaan ons sê, Here help my en luister wat die woord van God sê, of gaan ons doen wat Eva gesê wat Eva gedoen het hierso, of gaan ons dink nee, ek wil eerder doen wat ek wil doen nie wat God wil doen nie. En dit julle is die ooreenkomste daarso. Die 3 stappe hoe ons in die moeilikheid kom deur naby dit te loop of daaraan te dink of te droom of so iets en dat uiteindelik planne te maak en dat uiteindelik uit te voer. Hierso sê dit, want alles wat in die wêreld is die begeerlikheid van die vlees, ek het dit nodig, begeerlike oor, die begeerlikheid van die oë, sê dit lyk mooi, dit lyk reg vir my, die vrug lyk mooi, dit om daai spesifieke wit leentjie om my die moeilikheid te kry, lyk goed en so iets, en om my eie besluite te maak en sê ek gaan myself volg, nie die wet van die Here nie. Eerders nee, ek glo ons as Christene volg ons die Here en ons sê vir Satan en vir onsself, daar staan geskrywe ek gaan hierdie nie goed nie. En ons luister wat die Heilige Gees sê, nee, daarbey. En dan sê dit daarso, en die grootsheid van die lewe. Nee, baie rykdom, wanneer dit praat van grootsheid van die lewe, Eva wat hierso wou, soos God gewees het. Mense wil ryk wees, mense wil suksesvol wees, mense wil vandag dinge kies wat nie reg is nie, en doen wat ook al hulle wil, nog steeds. So ons kan kyk na Eva en sê, sy het hierdie ding gedoen, maar mense doen dit nog steeds vandag. En as sondaars vra ons die Here om verskoning vir ons sondes, en help ons om weg te bly in deur versoekings. So, ons kraglyne hierso sê, in 1 Petrus 5 vers 8 tot 9, sê dit, wees nigter en waaksaam, want die teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, hy's reg om te vang. Ons kan sien hy het dit daar met Jesus gedoen nie. En soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan. Jesus het hom teengestaan. Standvastig in die geloof, nee.
omdat julle weet dat dieselfde tyding opgelê word aan die broederskap wat in die wêreld is. So daar sal die duiwel is daar buite en hy sal kom en mense te probeer versoek. Gelukkig sal dit weggaan, nee, hy sal van mens wegvlug, het die ander versie vir ons gesê. En moenie julle lede stel tot beskikking van sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. So moenie verkeerde dinge doen nie. Maar stel julle self tot beskikking van God. Met ander woorde, wees besig met God se dinge. As mense wat uit die dode lewend geword het, want ons het ons hart aan die Here gegee. En julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. Mag ons altyd besig wees met werk vir God of dinge vir God of dinge wat goed en opbouend is. En kom by die Here dat daar nie tyd is vir slegte goeders nie. Dis die goeie ding van goeie dinge doen. Daarom, en hierso in Jesaja 53 vers 12 sê, daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, met die magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy, sien julle hoofletters hy daar nie, tog die sonde van baie gedra het en vir die oortreders gebid het. So God sal hom hoogstel vir Jesus, omdat hy hierdie dinge vir ons gedoen het, omdat hy ons die pad gewys het van hoe om te lewe. En dan kan ons uitsien daarna in Openbaring 22 vers 12, dit sê, en kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. So, wanneer sonde is sonde baie keer lekker. Kom ons kyk hierso wat hierso vir haar verhaal is. Hierso is 'n verhaal. Nee, ek wil net terug gaan hierso voordat ek. So in die verhaal hierso het ons gedeelte. En hier is 'n aapie. Daar was 'n in Amerika was daar 'n studie wat gedoen was en hulle het 'n aapie geneem en hulle het elektrodes aan sy brein gekoppel en daar's 'n gedeelte in sy brein wat hom lekker laat voel het. En hulle het 'n knoppie vir hom gegee. En hy het die spesifieke aapie het 'n familie gehad wat by hom was. Hy het klein aapie kindertjies gehad en 'n aapie vrou of 'n aapie man. Ek is nie seker of 'n mannetjie of 'n wyfie aap is. Was nie of so. En hierdie spesifieke aapie het gesorg vir hulle en normaal aangegaan, maar toe elektrodes inplant en hy agterkom dat hy die knoppie kan druk, het hy die knoppie gedruk en hy het agterkom, dit is lekker as hy die knoppie druk en hy het die knoppie meer gedruk en die knoppie meer gedruk en die knoppie meer gedruk en eintlik die knoppie soveel keer gedruk het dat hy nie meer kos gegee het nie, hy het nie meer aangegaan met sy lewe nie. Hy het verslaaf daaraan geraak en hy het dood gegaan uiteindelik. Weet julle dat sonde so is? Sonde is sonde baie keer lekker. Dink julle die vrug was lekker vir Eva geweest? Dink julle dat wanneer 'n mens in die moeilikheid is en jy vertel 'n leentjie, dink jy, "Sjoe, ek is nou uit die moeilikheid uit." Dink jy iemand wat graag iets wil gehad het wat hulle nie eintlik mag kry nie, wat dit begeer het en daarna gekyk het, ons het gesien van die versoeking, gedeelte van versoeking. Dink julle iemand sê, "Joh, dis lekker, ek het nou daai kar," nee. Maar weet julle wat nie? Wat uiteindelik gebeur is, daai geluk is net tydelik. En die geluk wat God gee is ewig. En daai geluk veroorsaak net hartseer, want die wêreld kan nie so werk as ons sonde doen nie. Sonde maak seer uiteindelik. Dit mag lekker nou lyk. Dit mag lekker lyk om na daai partytjie toe te gaan, eerder as om Sabbatkerk toe te gaan. Dit mag lekker lyk om te doen, maar uiteindelik is daar gevolge daarvan. En ons gaan die gevolge daarvan dra. Daar is 'n vers in Prediker, ek kan nie onthou presies wat dit sê nie, maar dit sê die rede hoekom mense sonde doen, is omdat hulle nie dadelik gestraf daarvoor nie, omdat hulle nie dadelik die gevolge daarvan kry nie. En dit is so ook, dat daar gevolge is, altyd, vir elke sonde wat ons doen, is daar gevolge. Behalwe vir die feit dat Jesus aan die kruis gesterf het van daai sondes, wat ons eintlik veronderstel is om daarvan af weg te drywe, en dat ons weet as Christene, dat my Here het gesterf vir hierdie sonde wat ek nou wil doen. Ek wil nie deel hê aan sy kruisdood meer nie. Ek het my sondes vir hom gegee, maar ek wil nie
dinge nog erger vir hom gemaak het nie. So ook maak dit uiteindelik ons familie en wie ook al dit is seer. Al is dit net onsself, al weet niemand daarvan nie. Dit staan hierso, as ons hierso nou verder kyk, is hier 'n gedeelte wat sê, sonde is 'n verskriklike lot, soos die aap se plesierknoppie. Dit produseer wel 'n illusie van plesier. As dit nie gebeur het nie, sou niemand dit doen nie. Wat ek net myself hier wegvat. As dit nie gebeur nie, sal dit nie doen nie. Nee. Probleem is nie dat die plesier van korte duur is nie. Dis nie net van korte duur nie, dit is vernietigend. Moses het eerder gekies om die verdrukking die volk van God te lei, as om verbygaande plesiere van sonde te geniet in Hebreërs 11:25. Sonde se plesiere gaan vinnig verby en laat ons leeg. Is dit lekker agterna as mens besef het jy het verkeerd gedoen? Voel jy goed daaroor? Dit laat jy nie voel as mens weg van God is nie. Wanneer die borrel bars, oorstroom moedeloosheid die siel. Ons Here bied baie meer as 'n tydelike kortstondige illusionêre plesier. Hy bied 'n diep, blywende vreugde van sy teenwoordigheid nou, dis baie interessant, nie? Nou, as ons die regte ding doen, as jy wegstap van iets wat jy nie veronderstel wat gedoen nie en die Here het jou daar gaan help, sê jy, dankie Here. Dankie Here, U het my gehelp hierdeur. Dankie Here, U het my gered. Sê ons dit, ons kan dit nou al sê, en ons kan nou al hierdie vreugde, blywende vreugde ervaar, nee, en deur die hele ewigheid. Watter stappe moet jy neem om as Jesus as prioriteit te stel en sy Gees toe te laat om jou keuses te lei? Nee. Hoe kan jy versoekings weerstaan en die lewe ten volle leef om God se doel vir jou lewe te vervul? As ons kyk hierna, dan kyk ons, hoe kan ons versoeking weerstaan? Wat het Jesus gedoen? Dit sê Matteus 4:1 daar. Toe is Jesus deur die Gees weggelei. Jesus het gevra vir die Heilige Gees. Hy het besluit hy gaan deur die Gees gelei word. Om deur die Gees gelei te word is wat? Wat is dit om deur die Gees gelei te word? Om deur die Gees gelei te word is om te doen wat ook al God sê. Dis net vir 'n voorbeeld spesifiek. So indien ons gaan en ons lees ons Bybel en ons bid in die oggend en ons vra dat die Here ons moet lei, nê? Is dit iets wat ons gesê het en ons onsself reg gekry. En wanneer ons dan in die dag ingaan en ons kom by daai plek waar ons 'n wit lintjie moet vertel, dan sê die Here vir ons, ek mag nie valse getuienis, ons onthou daai versie, nê? Daar staan geskrywe, onthou julle? Nee, ek mag nie lieg nie, met ander woorde. En dan daarby kyk ek daarna en ek sê, okay, die Here wil hê ek moet nie lieg nie. En ons vra, Here, help my asseblief. Nee, ek is 'n Christen. Wat sê Satan vir ons? Satan wil vir ons sê daarby dat ons as jy die seun van God is, het hy vir Jesus gesê. As jy 'n Christen is jy regtig 'n Christen? Nee. En ons sê, nee, die Here het ons met my gered. Ek is 'n Christen. Ek is lief vir hom. Nee. Want hy het beloof dat hy my sy kind sal noem en hy het vir my sterf het in die kruis ook. So dan sê ons, ek gaan hierdie nie doen nie. Wie lei ons nou? Lei ons onsself of lei die Here ons? Natuurlik lei die Here ons. Want ons het gesê, daar staan geskrywe, jy mag nie valse getuienis lewe nie. So, met ander woorde, ons word gelei deur die Gees, nee. So dis die eerste ding. Die tweede ding, nadat hy 40 jaar en 40 nagte gevas het hy naderhand honger geword. Jesus was besig met 'n groot taak. Hy het voorberei vir sy om vir die Here te werk. Nee. Word dit voorgestel dat ons 40 dae en 40 nagte vas? Nee, dit word nie voorgestel dat ons so lank vas soos Jesus nie. Daar's nie iets, maar is vas 'n deel van ons Christelike lewe. Vas is om nie te eet nie en om te dink oor 'n spesifieke saak, nee.
Is dit goed om van tyd tot tyd te vas? Nee. Ja, ons gesels met ons ma's en pa's altyd voor ons hierdie dinge doen, nee. En met 'n dokter om te seker maak dit is reg, maar vas is goed vir 'n mens, want dan en om te dink oor 'n saak of so elke nou en dan, ook al Jesus het gevas want daar was iets belangrik wat gekom het en hy het gebid en gevas, nee. So wanneer ons in 'n moeilike saak kom, vas ons daaroor en ons bid ook, nee. En toe Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, hierso in Matteus 4 vers 10 tot 11. Want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en alleen dien. Ons dien die Here alleen, God alleen, nee. Nie enige iemand anders nie. En daarom sê ons, die Here het gesê, daar is geskrywe. Die Here het gesê, ek is 'n Christen. Die Here het gesê, ek is vergewe van my sondes. Maak nie saak wat ek gedoen het in die verlede nie. As ek hom gevra het om my te vergewe, het hy my vergewe. Die Here het dit gesê en ons word gelei deur die Gees. Nee. Daarop moet ons uitkyk vir versoekings. Wees reg voordat dit kom. Nee. Deur die Gees gelei te word, deur van tyd tot tyd te vas en om nou hoe kan mens sê daar is geskrywe as jy nie die Bybel gelees het of geleer het nie? Kan jy dan sê daar is geskrywe jy mag nie begeer nie of daar is geskrywe jy mag nie valse getuienis lewer nie, mag nie lees nie. Hoe gaan jy weet of jy hierdie goeders moet doen nie? En dis waarvoor Bybelstudie het. Jesus het die Bybel gestudeer om hierdie dinge te maak gebeur. Daarby sê dit ook dan hierso in Galasiërs, nee, moet ons die volle wapenrusting aantrek. Dis nie hierso is 'n vrou, julle hier is 'n vrou en hier is 'n man wat elke dag die wapenrusting optrek. As hy reg maak vir die dag daarby. Hier's 'n foto van hom wat hy besig is om reg te maak. Hulle het sommer die 2 in 1 gesit. En hierso is dan 'n foto waar hy terwyl hy besig is om hierdie reg te maak vir die dag, nee, besluit hy om die volle wapenrusting op te dink. Dink julle hierdie man het besluit hy gaan gelei word? Dink julle hy het gebid die oggend? Dink julle hy het gelees? Dink julle hy bestudeer sy Bybel? Nee. Dink julle hy bid? Dink julle hy vas? Wat doen hulle nog? En hierso is 'n vrou ook. Nee. Die trek elke dag die volle wapenrusting aan. Dit sê hierso. En in Efesiërs 6 vers 10 tot 18. Eindelik my broers, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Ja, hierso is dit. Liste van die duiwel staande kan bly. Hierdie is versoeking. Dis waar ons nou heeltyd van praat. So wat kan ons verder doen? Want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte en teen die wêreldheersers van die duisternis van die eeu, teen die bose gees in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op. Trek hierdie wapenrusting aan. Nee. En wat is hierdie wapenrusting? Sodat jy kan weerstand bied in die dag van onheil, sodat jy versoeking kan weerstaan, nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas met julle ledene, nee, met die waarheid omgord, met die beld van die waarheid. Om te weet, as ons weet wat die waarheid is, nee, kan ons sê, dit is die waarheid, ek gaan daarby hou. Nee. Met die borswapen van geregtigheid. 'n Borswapen geregtigheid, hou jou bors toe, dit maak jou hart toe daarso by. Geregtigheid beteken om te weet dat jy gered is. Nee. So as jy weet, jy sê ek is 'n Christen, ek het Jesus gevolg. Nee, elke dag. Ek gaan soos 'n Christen reageer. Dis hoe jy dit aantrek elke dag. Nee, so ek weet wat die waarheid is, so jy moet heeltyd die waarheid soek. En dan lê voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Ek het dit nie onderstreep hierso nie, maar die voete, ons moet altyd bereid wees om vir die Here te werk. Terwyl ons besig met goeie goeders, is daar tyd vir slegte dinge? Nee. Ons doen en ons werk vir die Here. Nee. So dan daarby en as skoene aan julle voete het die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van geloof,
So ons glo Jesus as hy wat ook al hy sê in sy waarheid en sy woord, nê. Glo ons hom, nê. En ons weet dat wat ook al hy vir ons doen as ons in 'n situasie is, hy ons sal red. Waarmee hulle al die vuurige pile van die bose sal kan uitblus. Neem dan aan die helm van verlossing. Jesus het ons gered, nê? En die feit dat hy vir ons gesterf het, is vir ons genoeg. En die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Die woord van God, ons lees die Bybel elke dag. Nee, en ons leer daarvan, want ons wil dit kan gebruik as 'n swaard as die duiwel sê, jy's nie 'n kind van God nie. As hy daar is geskrywe, nee, in Matteus 3 vers 16, God het my so lief dat hy sy enigste seun gestuur het, so as ek in hom glo, nee, nie verlore sal gaan nie, maar ek sal geregtig wees, ek sal die ewige lewe hê, en dis die waarheid, en ons is verlos, en dis binne in die woord van God. Gebruik ons daai swaard en sê vir Satan, daar is geskrywe, terwyl julle met hierso kom die dinge uit wat ons van geleer het. Bid, onthou julle Jesus het gebid, nee, in die Gees, en uit die Gees hom laat volg, soos wat Jesus gedoen daar in die woestyn, en dis jaars toe waak met volwarte en smeking vir al die heiliges. So hierso is al hierdie aspekte in van hoe ons versoeking weerstaan, sodat ons kan staande kan bly in die dag van onheil. Dit sê hierso in Maranatha, bladsy 103. Hemelse wesens wag om met menslike instrumente saam te werk. Is ons alleen? Nee, die Heilige Gees ons lei, beskerm hulle ons. Die hemelse wesens word gestuur fisies om ons te help, sodat hulle in die wêreld kan openbaar wat mense mag word en wat ware Christene soos Jesus nie, en wat deur eenheid met die goddelike bereik kan word vir die redding van siele wat gereed is om te vergaan. Daar is geen beperking op die bruikbaarheid van iemand wat self een kan sit. Wat het Eva gedoen op daai stadium, of wat doen ons wanneer ons kies dat ons wil doen wat ons wil doen in versoeking? Ons kies onsself, nie, en nie God nie. Sy het gesê, ek wil soos God wees op daai stadium, dis hoekom ek die vrug gaan eet. Nee, ons doen wat Jesus gesê het, en ons sit onsself eenkant, en maak plek vir die werking van die Heilige Gees op sy hart, 'n lewe wat leef, wat heeltemal aan God geheilig is. Nee. So daar's geen beperking op iemand wat sy lewe so lewe nie. Dit sê ook, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Christus het die toets weerstaan van eetlus en vir liefde vir die wêreld en in liefde vir die vertoon wat lei tot armoede. Christus het al hierdie dinge verstaan wat ons gesien het daarso in Johannes. Die naam van die Here is 'n sterk toning en die regverdiges hardloop daarin en is veilig. Satan bewe en vlug voor die swakste siel wat skuiling vind in daardie magtige naam. Is dit nie wonderlike woorde nie? Is dit nie wonderlike woorde nie? Die regverdiges hardloop daarin is veilig. Die naam van die Here. Mag ons altyd sê vir Satan sê hy moet vlug voor ons, want ons is Christene. Nee, ons wil soos Christus wees. Dis hoekom ons Christene genoem word. Satan bewe en buig vir die swakste siel wat skuiling vind in daardie magtige naam. Dankie Jesus daarvoor. Met 'n opsomming wil ek lees. Jesus se oorwinning oor versoeking wys ons die duiwelse aanvalle moet hanteer. Wat ons geleer het. Baie keer gee ons oor aan versoeking omdat ons nie die leiding van die Heilige Gees uitnooi nie. So ons moet vra vir die leiding van die Heilige Gees. Dit was die Heilige Gees wat Jesus in staat gestel het om Satan se versoekings te weerstaan en seëvierend te wees. Hierdie episode aan die begin van Jesus se openbare aardse bediening herinner ons dat daar geen plaasvervanger is vir die leiding van die Heilige Gees nie. Die woestynversoeking leer ons oor die belangrikheid van persoonlike geestelike voorbereiding om reg te wees, nie? Vir wanneer daar versoekings kom, moet ons reg wees daar voor die tyd. Dit nie onkant gevang word nie deur die wapenrusting te dra vir die uitdagings wat ons beleef. Tydens sy stryd teen Satan het Jesus in Deuteronomium 8 vers 3 aangehaal, Deuteronomium 6 vers 6 en Deuteronomium 6 vers 13. Hy het die heilige skrifte, die geskrifte van Moses, Jesaja en die ander Ou Testamentiese profete gelees en bestudeer. Dis hoekom hy kon gesê daar staan geskrywe, nie? Jesus het ernstig gebid
en gereeld gevas, danksy hierdie gewoonte is om sy voortdurende gemeenskap met sy hemelse Vader te handhaaf. Hierdie is 'n verhouding met God. Verhouding met God is om deur te bid. Te bid is om met God te praat. Nee. En om die skrif te lees is wanneer God met ons praat. Nee. En wanneer ons deur die Heilige Gees gelei word en doen wat die Here sê, nee, is om dinge saam met God te doen. Om te praat met iemand, nee, en dat hulle met jou terugpraat. En om dinge saam te doen is 'n verhouding. En dit hou ons in voortdurende gemeenskap met ons hemelse Vader. Was hy altyd in die teenwoordigheid van God. As ons die pad volg wat deur Jesus neergelê is, deur Jesus sal ons die oorwinning beleef oor die krag of die mag van sonde, deur die krag van die Heilige Gees, totdat God ons van die teenwoordigheid van sonde verwyder. Eendag as Jesus kom, sal daar geen meer versoeking wees nie. Maar tot dan moet ons bid, vas, die woord lees, dit bestudeer, nee, vra vir die leiding van die Heilige Gees, die volle wapenrusting aantrek, ook dan elke dag wat ons van gelees het, daarso kan julle dit weer lees in Efesiërs 6 vers 10 tot 18. En dan ook dan daarbey kan ons in 'n verhouding met Jesus wees heeltyd tyd met hom spandeer deur net te dink aan wat hy wil hê ons moet doen en om te volg in elke oomblik van ons lewens. Dit sê vir ons hierso in Filippense hierso dat ons oor niks bekommerd moet wees nie. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Kom ons bid en ons vra die Here om ons te lei. Onse liefdevolle hemelse Vader, baie dankie vir u liefde en u genade. Here, dankie vir die wonderlike woord wat u vir ons gegee het wat kom uit die versoeking gedeelte uit van Jesus. Here, dat ons kan sien dat u vir Adam en Eva geval het in versoeking. Here, en dat ons dit kan by ander plekke ook in die Bybel kan sien hoe mense deur hulle oë en deur hulle mond en deur hulle begeertes wat hulle het ook val en dan deur net dinge vir hulle self te wil hê, as wat u vir hulle wil hê en nie op die woord te konsentreer nie deur die Heilige Gees gelei te word nie te bid en te vas en die woord te leer nie, en hierdie struik sal val. Here, help ons om elke dag die volle wapenrusting aan te trek. Help ons om gereed te wees vir versoekings voor die tyd, voordat hulle kom, soos wat Jesus gereed gemaak het. Help dat ons elke dag sal opstaan, sal bid, sal u woord sal lees en sal bestudeer, dat ons hierdie verse in ons koppe sal kan hou, dat ons kan sê wanneer Satan kom en wanneer daar verkeerde dinge is, soos byvoorbeeld om 'n wit leentjie te vertel of 'n leuen te vertel, daar staan geskrywe, jy mag nie begeer nie. Here, mag ons so in 'n verhouding saam met die Heilige Gees lewe, saam met u en altyd u volg. Maar ons weet, Here, ook dat hierdie alles wat ons vandag gesê het en oor gepraat is, net woorde is, as ons dit nie gebruik in ons lewens nie. Help ons om hierdie wonderlike lesse wat u vir ons gegee het, te gebruik in ons lewens. Here, dat ons dit sal uitoefen in die week wat nou kom. Here, en dat ons gewoond daaraan sal raak om 'n lewenstyl saam met u te hê. Ons vra hierdie in daardie magtige naam. Dit daardie magtige naam wat u gesê het, Satan vanaf vlug vir die swakste persoon, want wanneer ons voel ons is swak, as die naam van die Here aanroep, dat Satan vlug. Here, vra ons hierdie in die magtige naam van Jesus. Here, bly ons, beskerm ons die week, bewaar ons, wees met ons waar ons in die erediens, die les die preek sal luister, waar ook al ons is, in Jesus se naam, amen. So mag julle 'n wonderlike week hê, bly sterk in die Here,
en ons die Here wens ons net die beste toe. Mag ons hom volg. Sy koms is naby. Een van die dae kom hy, nê. En dis wat Moses en almal dopgehou het. Weet jy, wanneer alles nie perfek en reg is op hierdie aarde nou nie, sal op die ou ende alles reg wees. So wat ook al ons deurgaan, of ons nou in 'n situasie is of waar ons ook al in ons lewens is, kan ons weet dat die Here ons sal lei. Ons moet net vas bid. Die Heilige Gees lei toelaat om ons te lei in die woord wat die Here vir ons gesê het. En alles sal oukei wees. Sterkte vir julle en hoop dit gaan goed met julle en mag julle 'n wonderlike week hê. Tot volgende week.